Nou, dis vir ons lekker om vanoggend eers 'n ou bekende, vir die van julle wat saam met ons in Every Nation in Laris Park kom help plant het, sal die man wat hier voor sit, Jason Ferreira, onthou. Nou Jason, soos julle kan sien, staan gou op, is Ilan se tweelingbroer. Maar nie eintlik nie, maar het lyk nie so baie dieselfde vandag. Maar dit is vir ons so lekker, Jason. It's so good to have you in the house again. He lives in Potchefstroom now with his beautiful wife and his beautiful child, and also in ministry and music, and doing such a great job for that. Maar vanoggend is 'n lekker oggend, want dis vir ons so lekker om vir Ilan los te laat en vry te laat om vanoggend vir ons te kom bedien en te kom preek. Kan ek 'n lekker handeklap kry? Nou? So Ilan leads our youth. He's our youth leader and he's an incredible minister of the gospel. He's also a musician, also tours the country and ministers all across the country. As jy nog eens goed geluister het op YouTube of op Spotify nie, dis ordentlik, hy maak mooi. En hy's baie lief vir die Here. En so dis vir ons so lekker om vanoggend vir Ilan te kan hê. Ilan, ons gee oor aan jou. Kom ons gee vir hom 'n lekker handeklap. En ek gaan net gou vir hom bid. Here, dankie dat hierdie familie is. Here, dankie dat U met Ilan is en dat U hom so goed help voorberei het vir hierdie. Here, dankie dat ek weet, Here, sy hart loop oor van wat hy vanoggend wil kom deel. Dankie, Here, vir familie wat ons hom kan ontvang en dat hy so vanoggend U hart met ons gaan kom deel. Daarvoor dank ons U en ons bid vir hom in Jesus naam. Amen. 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 Ek want to as I Goeiemôre julle. Dit is vir my eerstens 'n reuse voorreg. Dankie vir die elders en die leierskap wat my die geleentheid bied om vanoggend die woord te bring. En ja, vertrou asseblief die Here saam met my dat hy reg praat deur my. Hy praat reg, laat ek dit reg doen. So ons is besig met hierdie sermon series When in Rome en ons almal ken die gesegde When in Rome, do as the Romans do. Maar soos wat ons dieper delf in hierdie series, besef ons eintlik, as jy 'n volgeling van Jesus is, when in Rome, absolutely do not do what the Romans do. Retief het so 'n week of 2 weke terug om presies te wees, het hy gepreek rondom Romeine 12 vers 1, waar Paulus vir die Romeinse kerk skryf dat ons die verantwoordelikheid het om na hom toe te gaan, sodat hy ons kan transformeer, ons denke, ons gedagtes heeltemal kan kom transformeer, sodat ek en jy die wil van die Vader, die perfekte en goeie wil, te kan raak sien en te kan uitleef. Hierdie week klim ons 'n bietjie dieper in wat hy verder skryf, wat na dit moet gebeur, wat ek en jy moet doen met hierdie nie aangepaste denkwyse nie, totaal en al getransformeerde denkwyse deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons klim gou 'n bietjie in die Romeinse norme in. Kom ons deep dive gou so 'n paar duisend jaar terug, tydens die stigting van die Romeinse kerk, net na Christus. Hoe het Rome, what did Rome look like? What did the Romans actually do? Kom ons klim gou in, kom ons kyk gou 'n foto daar. Daar's hulle bring en braai, Saterdagmiddag. Jy kan sien, daar's een of ander afgod daarso wat deur mensgemaakte hande gemaak is. En hulle bring offerandes, hulle bring brandoffers, hulle bring graan, wyn, hulle geld en hulle is besig om daarso te aanbid. Kom ons lees 'n bietjie in. Ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen. O ja, Christus het my gesê ding so wil. So hou vas julle. Okay, as jy terugkyk na die Bybelse tyd, was die Romeine vrek trots op 3 dinge. Dit was hulle powerful army. Hulle het 'n weermag gehad wat vir niks geskrik het nie. Hulle het 'n weermag gehad wat al hulle teenstand verslaan het. Hulle het massiewe rykdom gehad. Tweedens, extreme wealth, welvaart. En hulle het dood eenvoudig derdens net gedink, hulle is die slimste en die beste met alles wat hulle doen. Die Bybel wys juis hoe hierdie hoogmoed daartoe gelei het dat ander rondom hulle geonderdruk word,
terwyl hulle self hemelhoog verhef. Dis trots. So kom ons kyk na die patrone wat hulle ingeleef het. Heel eerstens, hulle het enigiets aanbid wat aandag trek en wat voorspoedig lyk. Enigiets wat roer, het die Romeine aanbid. Hulle het 'n hele rits gode gehad. Hulle het selfs planete aanbid. Ons moet deesdae daai goed, horoscopes en al daai goed. Ek dink hulle het dit nog baie ernstiger opgevat. Hulle het Jupiter, Juno, Mars aanbid. En as hulle nuwe lande oorwin het, nuwe streke ingegaan het en daai stede en nasies oorgevat het, het hulle sommer hulle gode saam met hulle huis toe gebring. Die godes wat vir hulle werk in hulle boksies pas, het hulle huis toe gebring sommer om saam te aanbid. Hulle het regtig gegaan met die the more the merrier in terme van afgode. Tweedens, status was absoluut alles. Dit wat my buurman van my dink, maak baie saak. Die indruk wat ek skep, maak baie saak. Almal wou raak gesien word en openbare erkenning kry. Dit was 'n kyk na my kultuur. As die afgode nie genoeg was om te aanbid nie, het hulle sommer na hulle keisers toegedraai en na hulle ryk manne. Hulle sê die ryk ouens en veral die keisers wou soos gode gesien word. Hulle was as gode aanbid en ontvang deur hulle gemeenskap. Keiser Augustus het gemaak asof hy die redder van die wêreld is, met alle mag, alle autoriteit wat die wêreld kan bring, was syne. En vierdens, en die mees belangrikste ding, wat ons ook gaan op klem lê vanoggend, is hulle het volgens 'n beginsel gelewe, die vertaling in Grieks sê, do ut des. I give, so that you give. Dit was hulle offerandes. Dit was nie 'n morele verhouding wat hulle gesoek het met hulle afgode nie. Dit was nie verhouding nie. Dit was nie mense bymekaar bring nie, of om eenheid te bou nie. Hulle godsdiens was vir hulle soos 'n besigheidstransaksie. Hulle het nie gesoek na 'n persoonlike of 'n morele verhouding nie. Hulle het offers soos diere, graan, wyn, alles na hulle gode toe gevat, na hulle keisers toe gevat. En hulle het gesê, ek gee hierdie, sodat ek die presiese transaksie terug in my guns kan kry. So hier deel ons met I give, so that I can ultimately get. So aan die einde van die dag, sit ons nie hier met afgode wat lyk soos goue kalwe en mensgemaakte, uitgekerfde beeldjies wat mense voorkniel en hulle self bring nie. Ons deel hier met die grootste afgod van almal. En dis die eie ek. Dit gaan nie oor die afgod nie. Dit gaan oor die eie ek. Ek gee sodat ek kry leefstyl. So hoe lyk dit vandag? Kom ons gaan gou 'n bietjie aan. What does it look like today? Die best-selling books, dankie Evan, die best-selling, world bestsellers, almal sê ons New York bestseller, alle self-help books. My geluk kom eerste. As ek myself eerste plaas, is sukses my lot. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Hit singles op die Billboard 100, Love Myself. Daar is ene uit 19 voetsek. Put yourself first. Do you put yourself first? Asof daar iets fout is as jy nog nie doen nie. Ons gaan aangaan. Hier is my favorite. Self-care is the best care you can give yourself. Be your own best friend. Ek kan aan niks ergers dink nie. Yes! En ons almal ken ons gunsteling plaaslike karate sap. Bederf jouself, jou rowwe. Ons is by die kerk, julle. Kom aan, rustig. So as ons nou terugkyk in die Bybelse tyd en ons bring dit na hierdie toe, kan ons sien ons hoef regtig erg nie nog in Rome te wees om dieselfde te sien aangaan om ons nie. Selfverheffing, self-exaltation, eie prys wat ek vir myself bring. My geluk is nog steeds in ons midde erger as ooit. So om dit net in konteks te bring weer met die Romeinse kerk. So hier is so 57, 58
na Christus en die Romeinse kerk is nou gestig en ons Jode en Romeine, heidene, wat almal begin ja sê vir Jesus en sê, hierdie is die Messias, ek gee my lewe oor. En dis al die mense van verskillende agtergronde wat onder een dak by mekaar kom en ja sê vir Jesus, maar tog nog steeds soveel verskillende uitkyke oor self-value, die waarde van self, die waarde van die mense om my en die uitkyk op die lewe wat ek het. Paulus skryf hierso in Romeine 12 vers 3. Kom ons lees daai saam. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So wat doen Paulus hier van vers 3 af? Hy spreek twee goeters dadelik aan. Hy ruk dit eintlik in die bek. Hy spreek trots aan. 2026 vertaling. Do not think of yourself more highly than you ought. Dis wat hy geskryf het. Wat ons het vandag kan sien as check yourself before you wreck yourself. Jy is nie so belangrik soos wat jy wil uitmaak jy is nie. But rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed. En dan herinner hy ons om ons gawes raak te sien, te gebruik en te gee. So kom ons kom by gawes wat gee. Hoekom dink julle spreek hy trots right off the bat aan? Hy het nou gepraat oor renew your mind. Laat jou mind getransformeer word deur die Heilige Gees om die wil van die Vader te sien. Nou kom hy by trots uit. Ons moet trots raak sien. Want trots breek in 'n kerk voor gawes kan bou in die kerk. So wat is trots en hoe spreek mense dit aan? The basic spiritual definition of pride comes into play when we push God away and put ourselves in His place. Pride is manifest when you make yourself the center of the universe and you assume the place of the Creator. You think the world revolves around you, and when you think you are the center of the world, your perception of reality gets influenced and distorted. En kyk, wanneer jy op die troon van jou eie lewe sit, beteken dit is jy wat jouself daar moet hou. En alles word 'n dreigement. Alles is 'n dreigement as jou realiteit gegooi word. Jy moet jouself op die troon hou en die ultimate uiteinde van dit is insecurity en loneliness. Ons is insecure want nou begin ons vergelyk. Vergelyking is 'n vrug van insecurity. Uit die vergelyking kom daar goeie soos jaloesie. En Retief sê dit so mooi vroeër die week. Jaloesie is niks anders behalwe wantrou in Jesus vermom. Wantrou in Jesus vermom. Ja, maar Jesus, het jy daai ou se gawes gesien? Ek het nie daai ou se gawes nie. Ja, daai ou, ja, Retief sing, hy preek. Ja, ek kom maar net mense groet by die deur. Ek weet nou nie, nee, die Here weet nie wat hy doen met my nie. Hy sê vir my 'n stem gegee het. Dis wat aangespreek word hier.
Philip sê, en dit tel nou vir 'n gemeenskap, dit tel vir 'n kerk, dit tel vir 'n beweging. If you compare, you compete. And when you compete, you are incomplete. Daar is nie eenheid nie. En dis iets wat ek en jy in ons gemeenskappe, so ook in die kerk, moet beklei. Dit is onmoontlik om jou gawes te gee as daar trots teenwoordig is. Wanneer jou trots neergelê word, gee jou gawes van self deur die werking van die Heilige Gees. As jy jouself beskikbaar stel. En gawes wat gebruik word en uitgestort word terug in die wêreld is 'n geleentheid om community in eenheid te vestig in en onder Jesus. Kan ons gou terug gaan na die vers toe? Hier skryf Paulus, the gifts given to us. Die kids is nou nie hierso nie, maar nou die dag het ek 'n gesprek met ou Wynie, Retief se oudste. Eerste ding wat hy my van vertel is, check my nuwe bat. My pa en ma het vir my 'n nuwe bat gekry. En soos wat hy verduidelik oor hierdie cricket bat, kan ek net hoor in die toon van sy stem, daai bat was nog nie eens in sy hande nie, toe is die plastiek al afgetrek, en hy is al in die tuin, en hy begin daai bal wat hang uit die boom uit, te slaan, en te slaan, en te slaan, tot hy daai cherry kry, tot hy daai soft spot kry. Hy is so opgewonde oor hierdie geskenk. En hier sê die woord, ons word hierdie gegee as 'n geskenk. Hierdie genadegawes, it's a gift given. Ons ken hierdie woord selfs in Engels en Afrikaans. Die Latynse of die Griekse vertaling vir die woord gift is charisma. Ons ken die woord, daai ouetjie het charisma. Dit beteken fisies the result of grace. The result of grace. En ek dink aan hierdie woord, ek's charisma. Dis die resultaat. Mens kan nie 'n resultaat hê sonder dat daar iets vooraf gebeur het, soos 'n toets of 'n prosedure, sodat daar resultate kan wees nie. En toe besef ek, maar Jesus was die prosedure vir jou en my, sodat ek en jy kan sit met die resultaat van genadegawes. Charismata is die plural, is die meervoud, en dit transleer direk grace gifts. Ek en jy kan vanoggend gee in die kerk, ek en jy kan vanoggend gee in ons gemeenskap, in ons straat, vir vreemdelinge soos wat ons vanoggend gehoor het. Ek en jy kan gee vir buitelanders, wat ons nie ken nie, wat vervreemd is van hierdie area, as gevolg van die resultaat van Jesus. Genade. Hierdie gawes is nie natuurlike talente nie. Dis nie iets wat jy klasse voor kan loop nie. Dis nie aangeleerde vaardighede of menslike prestasies of akkreditasies nie. Dis onverdiend. En word vrylik uitgedeel deur die krag van die Heilige Gees volgens sy goddelike wil. Hierdie charismata, hierdie grace gifts is die manifestasie van Heilige Gees krag saam met ons vir die versterking van die kerk. Die geleentheid om hande en voete te wees van Jesus, om ultimately, dis in ons slagspreuk van die kerk, honor God, is ultimately daar om God die eer te bring. Die laaste ding wat ek vanoggend wil doen is enigiemand sleg laat voel, of condemned laat voel. As jy condemned voel, dis nie van die Here af nie. As dit conviction is, definitief van die Heilige Gees af. Want hierdie gaan nie oor hoep spring nie. Hierdie is nou moet ek meer ou tannies oor die straat help, en nou moet ek vinniger mense groet by die voordeur, en dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan dood eenvoudig oor te respond in faith. Want die resultaat van genade is reeds gebring. Daar is nie iemand beter om as 'n voorbeeld te gebruik as Jesus Christus homself nie. Ons kan aangaan. Kom ons gebruik ons gawes om Jesus beter te volg. Gawes wat op die ou einde Jesus volg. En ek herinner julle, ek dink is Johannes 13. Die aand voor Jesus se kruisiging, die aand wat hy
gevangene geneem was, daai selfde aand het hy nog voete gewas. Jesus, skepper van die hemel en die aarde en alles in dit, skepper van jou en my, skepper van al die generasies, staan buite tyd, plek en spasie, kniel op sy knie af en was sy disippels se voete. En eers sê hulle, nee, Here, U is koning, U kan nie my voete was nie. Maar hy sê, ek stel my voorbeeld. As ek hierdie vir jou kan doen, kan jy dit vir almal doen om jou. Wat keer ons? Vir alles hy die uitnodiging maak om te dien. Jesus het homself heeltemal kom gee aan die kruis. Hy het nie 'n stukkie van homself weggehou nie. Hy het nie op 'n stadium gesê, okay, tot hier toe en nie verder nie, engele kom haal my. Hy het homself heeltemal gegee aan 'n generasie en 'n mensdom wat hom gehaat het van die begin af. Om dies te red wat bereid is om in hom te glo en in sy voetstappe te volg. Jesus was die ultimate dienskneg. Hy het nie soos 'n dienskneg geoperate nie. Hy het nie daai nuwe term, hy het nie gehumble brag nie. Kyk hoe humble is ek. Kyk hoe was ek voete. Hy was 'n dienskneg en is nog steeds vandag 'n dienskneg vir jou en my elke dag. Ja, ek sal nou daarby kom. Ek kom nie na hierdie kerk toe terug nie, want niemand het my gegroet by die deur nie. Ons het al daai oom of daai tannie gehoor. Is nie in hierdie kerkie, is die kerk langs van. Ja, ons kerk. Insecurity, eie wysheid en self-exaltation sal jou nooit weer na daai gemeente toe terugvat nie. Maar wat doen genade? Genade laat jou en my toe om dadelik ons hand op te steek en hoorie kort, julle iemand by die deur vir volgende week. Ek sal so graag wil groet. Ek sien nie daar's iemand wat groet by die deur op die oomblik nie. Die koffie was op voor ek kon kry. Al die kinders het die beskuit geëet. Is 'n bietjie close to home, nee. Weet jy wat sê genade vir jou uit daai plek uit? Bring bone en 'n urn volgende week saam en wees deel van wat die Here besig is om te doen in Every Nation. Amen. Amen. Jy gaan nooit deel van kerk of enige gemeenskap voel as jy nie jouself begin gee nie. Nie jou tyd nie. Nie jou kinders aflaai nie. Jy jouself bring en die hande en voete kom wees wat Jesus ons roep om te wees. Ek's nou eendag in die gym. Ek sal by die 4's en ek kyk so oorkant my en ek het so godly anger gekry in my. Daar is 'n ou, hy gym en op sy rug staan daar, I can do all things, ... En ons almal ken daai skrif uit Filippense wat sê, I can do all things through Christ that strengthens me. En in daai oomblik besef ek, dit som alles op. I can do all things, ... Jy sien, ek en jy, ons soek al die voordele wat God vir ons het, en wanneer ons met God loop in hierdie lewe, maar sonder God en op ons eie terme. Dis mensdom. Ultimately het ek en jy, elke persoon wat hier sit vandag, oud of jonk, ons verteenwoordig elkeen 'n troon. Daar's een troon in my lewe, daar's een troon in Shane se lewe en Jess se lewe. En wat ek wil hê jy moet land vanoggend is, as Jesus nie op die troon van jou lewe is nie, beteken dit iets anders is. Ja, ek kan getuig uit my eie lewe uit.
Ek het al die verkeerde dinge in hierdie lewe gesoek, terwyl ek 'n volgeling van Jesus was. Terwyl ek 'n pad met die Here loop, besef ek het soveel goed in sy plek gesit. Retief sê ons is al twee in die musiekwêreld. Ek het my musiekloopbaan 100% op die troon van my lewe gesit op 'n stadium. Terwyl ek gedink het ek's oorgegee, meanwhile kom ek agter, ek onthou, ek gesels een aand met die Here en hy kom ruk my hart. En ek sê, Here, ek verstaan nie, ek dra alles op aan U. Maar nog voor daai woorde koud was, voel ek net die Heilige Gees praat my hart. Ek weet dis die Heilige Gees, want my vlees sal my nie dit laat dink nie. Nog voor daai woorde koud is, Here, ek dra alles op aan U. Sê vir my, Lan, jy dra alles op aan my, maar jy nooi my in niks in nie. So hoe kan ek dit vir my koninkryk, vir my glorie gebruik? Net daar besef ek's besig om my eie koninkryk te bou. En hy hier's 'n sticker op dit te plak. Niks diepte nie, niks ewigheidswaarde nie. Roep net uit wanneer ek nodig het. My troon, my bas op die troon. Zero substance. Retief preek so 'n paar weke terug, of jy dit nou weet of nie, iets is besig om te vorm aan jou. Iets is besig om te skaaf en te skuur aan jou. Dit kan ons selfsug wees, dit kan ons pride wees, dit kan ons eie wysheid wees, wat skaaf aan ons. Of dit kan die Here wees, wat skaaf aan ons, en die Heilige Gees wat ons toelaat om te kom werk in ons lewe. Die een wat ek nou tweede genoem het, die skawing van die Heilige Gees, baie meer ongemaklik as die eerste een, waar jy eintlik jou eie ego streel. Iets is besig om jou te vorm en iets is besig om jou te trek. Is dit selfsug en selfverheerlikte motiewe? Of is dit 'n hart van 'n dienskneg wat die Here se woord ernstig opvat? Ek sê niks van hierdie om enigiemand skuldig of sleg te laat voel nie. Ek vat julle met liefde terug na Romeine 12 vers 1 toe. Die staan, in view of God's mercy, offer yourself as a living sacrifice. Holy and pleasing to God. Wat sê hierdie vir ons? Hierdie is nie deur hoep spring nie. Die loop van 'n disipel is nie om boksies te tik nie. Okay, ek was nou hierdie week by Connect Group en ek het vir daai ou gebid en nee, ek dink ek is in die Here se goeie boekies. Nee. It's in view of God's mercy, dat iets reeds vooraf gebeur, dat ons in mercy kan loop. En dis Jesus wat homself gaan leegmaak het aan 'n kruis vir jou en my, sodat ek en jy met die result of grace kan sit. Genade, gawes, begin en eindig by die werk wat reeds finaal klaargemaak is deur Jesus. Halleluja. Kom ons gooi daai slide op van al die gawes. Die Bybel som al hierdie gawes op. Prophecy, hospitality, administration, healing, leadership, teacher, artistic ability, prophet, evangelism. Kan julle sien, nie een van daai is in dieselfde font of kleur geskryf nie, elkeen uniek op sy eie. Dis wat Jesus ons roep om te wees in hierdie wêreld, so ook in ons kerke. Die Here gee hierdie gawes om eenheid te bou. Maar nie net eenheid te bou nie, maar ook te behou. En ek weet nie van julle nie, maar ek celebrate Every Nation Elaris Park se huidige eenheid. Ons het in die oggende power teams, baie vroeg hier, terwyl die son nog opkom, dan is die ouens besig om goed rond te dra.
Die band is besig om te rehearse. Ons het ons klankspan, ons het ons hospitality team, ons het 'n gebittery voor, in die middel en agter. Jy word so bebid en jy weet nie eens of van nie. En ek honor die Here dat hy my in 'n family geplaas het soos hierdie. Waar mense sê, ek gaan nie teenoorgestelde doen as I give to get. Ek gaan net I give because it's a privilege. Want Jesus nooi my uit. En die ding is unity in die kerk, in ons gemeenskappe, dis nie iets wat ons per ongeluk kan bereik nie. Dis nie iets wat ek en jy passief kan bereik nie. Dis iets wat ons voor moet werk en beklei. Eenheid. Because pride breaks unity before gifts can build it. Verder, pride turns gifts into trophies. Hier, check my gawe. Ek gaan hom net daar op die rak sit. Maar die realiteit is op 'n dag gaan Jesus terugkom en hy gaan alles skud. En alles wat nie ewigheidswaarde het nie, gaan platval. Ons trofees gaan shatter. As dit net ons voor die Here. Maar verder, pride turns gifts into trophies, but grace, genade, turns gifts into service. Ek en jy het die voorreg om mekaar te serve, mekaar te omarm. Mense in ons gemeenskap, vir die wêreld daar buite. En die humility wat ons voorgaan, want dis mos nou die teenoorgestelde van trots. Humility is not denying your gifts. So, dankie Here, ek weet nie of ek nou hierdie moet gebruik nie, want hier het nou vir my gegee, maar daai is eintlik humble bragging. Humility is not denying the gift. It is knowing the giver. Want dit begin en eindig. Kan ons gou teruggaan na die skrif toe? Dit begin en eindig. 12 vers 3 asseblief. In die begin. Dit begin en eindig by God. For by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God distributed to each of you. Ek en jy kan nie eers hier staan en boast in ons eie faith, met die geloof wat ek goed doen vir die Here nie, want dit kom ook van hom af. Ek en jy kan brag oor zilch. Maar ons kan boast in die glory van die Here vir sy goedheid in ons lewens. Ultimately, it takes humility to build unity. En Jesus kom terug vir 'n bruid wat unified is, wat homself gereed gemaak het. Die virgins met die lampies, hulle olie is vol, hulle wag vir die bruidegom. Ek wil net met dit afsluit. Ek en jy, ons het 'n troon in ons lewens. Dit is onmoontlik om te help bou aan die koninkryk met die gawes wat die Here vir jou en my gegee het, as ons aanhou sit op ons trone. Kan nie beklei terwyl jy sit op die troon nie. Maar joh, jy kan unity kry as jy afklim en begin jouself leegmaak vir die koninkryk van die Here en kyk hoe vul hy ons net op, soos wat ons hardloop vir hom. Kom ons bid gou in dit in. Here Jesus, dankie dat ons nooit geroep was om onsself te red nie, Here, maar ons het 'n redder so nodig. Here, dankie dat ons nooit designed was om op 'n troon te kan sit nie, Here, maar voor U te staan en U is op die troon en ons bring net al die glorie terug na U toe. Here, dankie dat U ons elkeen so uniek gemaak het met verskillende gawes. Dankie dat U ons herinner met die wete dat gawes nie daar is vir self-exaltation nie, dat gawes nie daar is om te compare of te compete nie, Here, maar dat gawes daar is
om die glorie terug na U toe te bring. En ons as 'n gemeente, ons sê dankie dat ons die glorie terug kan bring na U toe. Here, U verdien alles. Ontvang ons prys, Here. Ontvang ons danksegging. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Kan ek jou vra om net so 'n oomblik net daar te sit, just for a moment, just a moment of thinking, where are you on the throne of your life? Maybe this is your life, that it's transactional. Your relationship with God is transactional. God, if I do this and this and this, then you must do this and this and this. And just take a moment of repentance and say, Lord, I'm sorry. Here, ek is jammer waar ek myself op die troon sit. Daar ken jy nie eens vir Jesus nie. Jy is hier vanoggend en die Here spreek in jou hart in om te sê, maar vandag moet jy jou saak met my kom regmaak. En dan gaan van ons leiers hier voorwees na die diens om saam met jou te bid en saam met jou seker te maak dat jy hierdie redder ken en om die Here die koning van jou lewe te maak. Here, ons is jammer waar ons op die troon klim. En ons klim af en ons sê ons wil dien, Here. Soos hierdie kerk in Rome, Jode en heidene wat mekaar nie altyd verstaan het nie, nie heeltemal geweet het hoe om in eenheid te leef nie, verstaan ons mekaar ook nie altyd nie, maar het ons geplaas in 'n kerk ook. En ons wil van ons trone afklim en sê dit gaan oor U, Jesus. We want it to be about you, Jesus. Your fame and your glory, your renown. En tweedens wil ek sommer net bid vir, I just pray for people who've maybe been in church and at some point you served, jy was betrokke, jy was daar, maar goed het gebeur en jy het dalk seer gekry, jy is dalk misbruik, jy het so vrek hard gewerk in die kerk dat jy heeltemal uitgebrand het. Or people maybe offended you, and God says today it's time for you to start serving in this church. This is your family. Don't be a spectator, don't be entertained. Moenie soos 'n drive-through Sondag inkom en uitgaan nie, maar kom raak deel, kom dien iewers. So Here, ek kom vra sommer net nou dat U mense se harte sal serve. Of harte sal kom aanmoedig om te kom serve, Here. Dankie vir 'n amazing kerk wat so dien en so eenheid nastreef. And Lord, this day we say humility is what we run after. Humility, humility. A church that serves in humility one another. Dankie vir vanoggend, Here, dankie vir ons saam wees en ons by mekaar wees. Ja, en dankie dat U ons grootste dienaar was. You were the greatest servant, we just follow in your steps. In Jesus' name. Amen.